Goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, dit is nou so 1:50 in die oggend. Ja, ek dink ek wil eintlik getuig. My vrou Karen was baie siek gister gewees en voor ons geslaap het ons net gebid en die Here gevra vir haar aan te raak. En volgende sy heel beter, baie beter gesond. Dis die God wat ons aanbid en gisterand toe ek nou 'n boodskap opsit en ek het nou nooit uitgekom nie omdat Karen nou nie lekker gevoel het nie. En my boodskap van gisterand, ek dink dit pas so in vanoggend is, die vyand is uit om ons te beroof van ons goddelike skatte in die Here. Om dit wat God vir ons wil seën mee, wil hy van ons besteel en beroof. Hy wil al die heerlikheid van God uit ons lewens uitvat en hy wil al die aandag op hom skenk. Hy wil hê jy moet alles wat hy doen, al die lelike in die lewe, alles wat nie mooi in die lewe is nie, dis wat hy wil doen. Hy wil net hê dat hy moet die een wees wat die aandag kry. Hy wil die aandag alles op hom gevestig hê. En die Here is op die agtergrond altyd. Weet jy, die Here dwing homself op teenoor ons nie. Dit moet uit jou hart uitkom, my verhouding van ek is lief vir die Here. Ek lewe vir die Here. En die Here is nie soos die vyand wat hom op jou afdwing en dat jy moet doen wat hy wil hê jy moet doen nie. Die Here is daar op die agtergrond en ek dink daar is 'n spreekwoord dat ons sê ook die agterste os kom ook in die kraal. En baie maal laat ons die Here die agterste os in die kraal wees, in plek dat hy die eerste os in die kraal is, laat die Here nommer 1 in jou lewe is, laat hy in jou lewe inkom en laat ons die Here dien omdat hy waardig is en omdat hy vir ons lief is en vir al sy genade en al sy barmhartigheid en alles wat hy vir ons doen. Weet jy, ons vergeet so maklik van wat die Here vir ons doen. Maar ons onthou so maklik van al die negativiteit, al die negatiewe dinge wat die vyand doen en jy sal mense vertel van al die probleme en al die goeders wat in jou lewe aangaan, maar ons vergeet van die Here wat al die mooi in ons lewens doen. Jy kom by die huis en jou dag was rof gewees, alles het moeilik gegaan. Maar as jy net 'n bietjie stil sit en dan sien jy daai silwerrandjie wat omal hy dongerte was. En dis eintlik 'n moeite werd. Dis van daai silwerrandjie waaroor jy eintlik moet opgewonde wees. Oor daai reënboog na die storms. Want jy opgewonde moet wees, want die storm is verby en die reënboog is nog steeds daar. En God sê vanmôre dat hy is nog steeds daar. Hy is in beheer. Maar weet jy wat? Hy dwing hom nie af op ons nie. Hy staan geduldig en wag. My broers en susters, hoe lank gaan ons toelaat dat die Here net staan en wag dat hy die laaste os is in u kraal? Want in my kraal is die Here nommer 1. God lewe in my. Hy is my alfa en my omega. Hy is my begin en my einde. Hy is my God. Hy is my Vader. Hy is my broer en hy is my vriend. En party dae kan ek met die Here praat as my God. Ek het hom party dae nodig net om te sê, Here, ek het nodig met u te praat vandag soos met my God te praat. En party dae kan ek met die Here praat soos dat ek met 'n vriend kan praat en vir hom sê hoe kry dit is om die Here te dien en partymal te praat soos met my broer te praat en te sê, weet jy wat, dis die moeite werd om die Here te dien. Hy dring hom nooit af op ons nie en die Here is so lief vir ons.
Hy gee nooit sy tweede beste vir jou nie. Nooit nie. Die Here gee sy beste vir jy. Het jy dit al agtergekom? Die beste. Nie die tweede beste nie. God gee sy beste vir ons. Toe Jesus op die kruis gehang het, dit was sy beste gewees. Dis nie 'n bees of 'n bok of 'n skaap of 'n hoender. God het sy beste gegee. Sodat ons die beste lewe op hierdie aarde kan hê, die beste om eendag voor die Here te kan staan. Ek dink gister was Hemelvaart, hoeveel mense het regtig gedink dis Hemelvaart gewees gister. En 40 dae nadat hy homself gegee het opgegaan die Vader en gesê dit voordelig vir julle ben dat ek weggaan, sodat ek vir julle die Heilige Gees kan stuur. Ons is so bevoorreg, die beste. Weereens die beste wat God vir ons gee. Ek stuur julle my Heilige Gees. Ek los julle nie alleen op hierdie aarde, laat die vyand julle kan verwoes nie. Nee, ek stuur vir julle die Heilige Gees, laat julle staande kan bly teen die aanslag van die vyand. Maar so baie van ons is tevrede met die second best. Net solank ek 'n Christen is. My broers en susters, gaan nie of jy Christen is nie. Dan gaan as het jy die beste van die Here vandag in die lewe, het jy jou beste vir die Here gegee. Of as die Here moet die Here maar net tevrede wees met jou second best, met my second best. Of as die Here werklik waar nommer 1 in jou lewe, laat jy hom net die beste kan gee, wat in jou lewe is. Ons gaan vanmôre ry ons nou na Pretoria toe, na Mannekamp konferensie toe. Want die Here gee sy beste vir ons. Hy het sy beste in store vir ons. As ons opgaan na die huis van die Here toe, gaan ons met die beste wat ons het. Ek praat hier van klere en die beste in jou hart. Here, ek wil die beste wees as ek aan daai kerkbanke sit. Nie omdat ek wil gesien word nie, maar my gees, ek wil die beste wees vir U, Here. Dan wil die pastoor my gister bel en sê, Ben, kan jy onthou? Ek sê, ek kan nie onthou wat verlede Sondag alles. Hy sê, toe jy gebid het, ek sê, nee, maar dis in my gebed is dit 'n ander saak, want dis wanneer die Gees van God deur my bid. Ek is 'n instrument van die Here. En die eer kom die Here toon. Alles wat hy gesê het, was ook mooi. Want dis wat God doen. God waarsku vir ons partymal in ons lewens. Daar is goed wat jou pad langs kom. En ons moet kyk daarna. Ons moet op die uitkyk wees. Want die Here het met ons gepraat. Karel vanmôre opstaan. Net toe sê sy is 'n ander mens. Die Here het haar aangeraak deur die nag. Want dis die God wie ons aanbid. Maak nie saak wie wat jou probleme en die omstandighede is nie. Gee dit vir die Here. Maar moenie net dink jy kan dit vir die Here gee, maar jy gee niks vir die Here nie. Want dis die meeste van ons is. Ons staan met bakhandjies, Here, ons wil hê. Ons wil hê. Maar as jy nooit, Here, hier's ek wil U vir U gee nie. Kom ons begin vir die Here gee dit wat in ons hart is. Kom ons begin ons lewens vir die Here uitstort en sê, Here, U is meer as wat ek ooit kan gee. U is meer werd as dit wat ek kan gee, my God. Ek wil soveel meer gee. Want Here, ek ontvang so baie uit U hand uit. Maar ek gee so min. Ek wil meer gee, my God. Ek wil myself op die offerplaas as vanmôre en sê, Here, hier is ek. Ek offer myself vanmôre. Want Here, dit wat in my is, wat ek aan U offer en sê, Here, gebruik hierdie liggaam. Gebruik my, Here. Gebruik my broers en my susters vanmôre. En hoekom staan jy 2 uur op? Het jy al 2 uur opgestaan en met die Here gepraat?
Is dit moeite? Dis nie moeite om 2 uur in die môre op te staan met my God te praat nie. Want dis die stilte van die aand, dis die stilte van die oggend. Dis in die stilte wat die Gees van God in jou hart nou kom. Dis in die stilte wat jy al die dinge kan ervaar wat jy binne in jou lewe is, wat die Here vir jou sê, hoe lief het hy jou, en hoe verlang hy na jou, en die pad wat hy met jou wil stap. As die Here na die reënboog kyk, hoeveel meer kyk hy na u en my? Het jy al daaraan gedink? As die Here na die reënboog kyk en dan sien die belofte wat hy met Noag aangegaan het. En my broer en suster, in die oggenduur kyk God op ons af. Met 'n verlange, ek het jou dier gekoop met die bloed van my kind. En wat maak jy? Wat maak jy met jou lewe? Wat maak jy, my broer en my suster? Wat maak ons met dit wat God vermoere op ons harte lê? Wat maak ons vermoere om te sê, Here, dankie. Dankie, my God, dat dit nog nie te laat is nie, solank as wat ons asem het, solank as ons die suurstof inhaal wat ons inhaal. Dis God wat ons inhaal, dis sy suurstof hierdie. Die Here is die suurstof wat ek inasem. Dis my lewe wat hy my gee verniet. Wat doen u broers en susters, hoe voel u lewe vanmôre? Hoe vol is u lewe vanoggend vir die Here, of hoe leeg is u lewe vanmôre met die Here? Daai ou Bybel wat 2000 jaar terug geskryf is. Party Bybels lê toe onder die stof. Party huise is die Here toe onder die stof. Wat ons eers in die Here dink of van die Here praat nie. Nie is 'n getuie vir die Here het nie. Ek loop oor van blydskap. Ek loop oor van die vreugde van die God. Om te dink, so lief het die Here vir my. Dat die Here stiptelik elke oggend 2 uur, 3 uur. Dan word ek net wakker van. Ek wil vir die Here gaan sê dankie. En vanmôre wil ek werklik waar vir die Here sê dankie. Dankie uit my hart uit, nie uit my mond uit nie. Nie lippetaal nie, want die woord sê baie van hulle loof my met hulle lippe, maar hulle hart is bitter ver van my af weg. Broers en susters, kom ons begin die Here dankie uit ons hart uit ons gees uit en sê Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir hierdie Vrydagmôre. Dankie dat ons Here, dat ons weet dat U opgevaar het. Die prys is betaal. Vir elke mens op hierdie aarde het U die prys betaal. U sit aan die regterhand van die Vader. En Here, U is vanmôre opgewonde om te sê, Vader, luister daarna ben vanmôre. Hy bid vir sy broers en sy susters, hy is besig om sy hart uit te giet, om sy gees uit te giet, om te vra, hoe lank nog moet ons wag? Hoe lank wil U nog wag om te sê, Here, hier is ek maak my hart oop vir U, my God, kom woon die U binne in my. Vergeet die wêreld daar weet my broers en susters, vergeet vir een oomblik die wêreld, en gee die Here kans om homself in jou te openbaar. Kyk net na die natuur om jou rond en sien God in die natuur. Kyk jouself vanmôre in die spieël en sê vir jouself vanmôre, is ek waardig genoeg dat die Here in my kan bly? God het my mooi geskaap. Vergeet hoe jy lyk by my broer, sien binne in jou lyk jy binnekant. Is jy goed genoeg vanmôre om te sê, Here, dankie? Of is dit nodig vanmôre om te sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig om hier binne te kom bly, want binne is daar nie plek nie, Here. Die wêreld het alles oorgevat hier binne my. Maar vanmôre wil ek bid, vra Here, kom U vanmôre in my in. Kom maak vir my nuut.
Maak my skoon vanmôre, Here, dat ek kan voel wat dit is om 'n ware gebore kind van die Here te wees. Dat ek kan ook sê, Abba Vader, my God, ek doen net dit wat U vir my sê om te doen. Soos wat Jesus gesê het, alles wat ek by die Vader sien, alles wat ek by die Vader hoor, dis wat ek vir julle sê. Petrus, wie sê die mense is ek? Party sê is Johannes die Doper, party sê is Elia. Maar Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, U is die lewende seun, die lewendige seun van die lewendige God. En die Here sê vir hom, vlees en bloed het dit nie jou geopenbaar nie, maar my Vader in die hemel. En aan die Samaritaanse vrou sê, as jy geweet het wie nou met jou praat, broers en susters, as u nou weet wie met u praat, dis die Gees van God vanmôre, wat in jou hart praat en vir jou sê, maak oop die deur van jou, laat ek kan inkom, dat ek jou kan verander, dat ek jou kan vernuwe, want so lief het ek jou ook, sê die Here in die oggenduur. Ek is net so lief vir jou vanmôre, soos vir al my kinders, soos ek vir Petrus en Johannes en Jakobus hulle gehad het, dieselfde liefde het ek vir jou, dieselfde prys het ek vir jou betaal as wat ek vir hulle betaal het, dieselfde prys. Ek wil dieselfde in jou wees, sê die Here vanmôre. Ek wil ook by God die Vader spog met jou. En sê, kyk wat doen die kinders vanoggend. Hulle is besig om U te loof en U te prys. Hulle is besig om U naam aan te roep. Hulle is besig om te sê, Here, kom ook in my lewe. Kom maak my ook nuut. Want dis naweek, broers en susters. Die vyand lê en lek sy lippe af. Wat gaan die naweek met ons aanjag? My hart is vir die Here. En ek gee God eerste kans in my lewe. En ek is opgewonde wat die Here in my lewe gaan doen, oor hierdie naweek. Wat ek gaan ontvang uit die Gees uit die stoorkamers van God uit. Nie die second hand wat die duiwel gee nie. Halleluja. Ek is so dankbaar ek kon hierdie oggenduur met U deel, om vir U te sê hoe wonderlik is dit, om 'n kind van die Here te wees. Hoe wonderlik is dit om wakker te word met daai blydskap in jou hart, om te weet, Here, U is nommer 1 in my lewe. As ek my oë oopmaak, ek dink aan my vriend Johan, aan Potchefstroom, ek het so half gedroom van hom. Hy het so in 'n vuur, het hy lekker hamburger patties en bacon. Ek kan nie so onthou alles wat hy so gebak het nie. En hy sê, kom maak vir jou, kom bou vir jou vanmôre 'n hamburger. Kom bou vir jou, daar was soveel. Ek weet nie hoe kon ek ooit daai burger geëet het nie. Want ek en hy was groot vriende en ons is nog steeds groot vriende. En altyd van ons is kinders van die Here en altyd van ons was kinders van die wêreld, maar God het 'n plan gehad met altyd van ons. En ek skrik wakker, ek sê vir Karen, weet jy, ek dink ek het nou gedroom van Johan en sy byna ons skipie. En hy sê, kom man, kom bou vir jou ook. Kom ons bou vir ons hamburger in die Gees vanmôre, my broers en susters. Dis wat ek vir u wil sê. Kom ons bou vir ons hamburger. Sê, Here, ek wil die eet vanmôre. Ben jy dit sê? Natuurlik kan ek dit sê. Ek wil God eet. Ek is so honger en verskoon nie taal. Ek is so vraatsig as dit kom by die Here, dat ek kan nie genoeg kry nie. Ek het so 'n bil van 'n burger gebou. Kom ons bou vanmôre vir ons so 'n bil van 'n burger en sê, Here, dis so honger en dors ek na U is. Halleluja. Mag die Here vir u seën, my broers en susters. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord vanoggend. Dankie Here dat ek kan opgewonde raak in U naam. En vanmôre spreek ek seëninge en hongerte.
Here, ek spreek hongerte oor my broers en my sissies uit daar buitekant. Laat hulle ook net so 'n burger kan bou van die heerlikheid van God, die honger wat hulle het in hulle binneste na U, Here. Laat hulle kan gevul word met die Heilige Gees. Here, laat hulle gees en siel vanmôre sal uitroep en hulle vlees eenkant sal sit. Want Here, dis die vlees wat dit wil eet, maar vanmôre roep die gees en die siel uit dat hy's honger na die gees van God. En Vader, ek bid vanmôre dat my broers en my susters sal oorgee aan U. En ek sê vir U dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. En mag dit so wees. Amen. Here, en as hulle siek is, genees hulle. En Vader, as hulle honger en dors na U, vul hulle, my God. Shalom, my broers en susters. Here is lief vir U. Amen.